Dis nou die intog na Jerusalem. Ons gaan Lukas 19 vanaf vers 28 lees. Goed, ek lees vir ons vanaf vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: Ga na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand van julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. En 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle: Waarom maak julle die donkie los? Hulle antwoord: Die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van die klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigend volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en ere aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs het uit die skare sê toe vir Jesus: Meneer, maak stil die volgelinge. Maar hy antwoord: Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: As jy vandag tog wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op 'n ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Tot sover. Ek dink ons almal ken hierdie gedeelte baie goed, die gedeelte van die donkie. Ek dink ons het die storie al baie gehoor oor hoe nederig Christus as 'n koning kan wees. Dat op 'n donkie ry, eintlik klink vir ons soos 'n vernederende ding, 'n donkie. Ek dink ons baie meer in hierdie teks wat ons baie keer mis. Iets wat ons eintlik soveel diepte kan gee in wat Christus besig was om te doen. Die verhaal begin in Jerigo. Ek weet nie as julle die storie van Saggeus gehoor het. Saggeus, die kort man wat in die boom weggekruip het toe Jesus verbykom sodat hy vir Jesus kan sien. Dan sal hulle besef dat net na daai gebeurtenis van Saggeus het Jesus nou uit Jerigo uitgestap en hy's nou op pad na Jerusalem toe. Nou die Griek gebruik 'n baie interessante woord. Dit is 'n woord wat nie eintlik oral enige plek gebruik word verder nie. Dit is 'n woord wat sê hy gaan op met 'n geestelike doel. Hy het opgestap doelgerig na Jerusalem toe. Nie hy het net geloop nie. Maar die Grieks in die Nuwe Testament maak dit baie duidelik dat Jesus geweet het wat vir hom wag. Maar hy het gegaan. Hy gaan nog steeds met sy hele hart, met sy hele siel, want hy weet dit is hoekom hy hier is. Dis waarvoor hy moes gekom het. Soos hy begin uitstap uit die pad uit, en ek wil hê julle moet nou hierdie gebeurtenis beleef, soos een van die skare. Soos hy begin uitstap uit die stad, het stuur hy na die 2 disippels om die donkie te gaan haal. Wat 'n vreemde ding is, vir een feit dat Jesus nie eintlik ooit gery het op 'n donkie of 'n perd of op enigiets nie. Jy lees nie in die Nuwe Testament van Jesus wat gery het op 'n dier nie. Hy het baie gestap. Hy het honderde kilometer gestap, van hierdie kant tot aan daai kant, en daar's altyd mense saam met hom gewees. Jesus het nie gery nie. So as hy vir die disippels dit sê, dan is dit natuurlik iets wat uitstaan. Hulle het by hulle self seker gedink, okay, hier kom iets nou. Nou, as Jesus nou 'n donkie soek, dan gaan die definitief nou 'n groot ding gebeur.
Jesus ry nie. Ons weet, nou eintlik 2 redes is dat Jesus daar op die donkie geklim het. Die een, soos ons weet, is 'n ou profeet, het gesê dat die Messias sal kom. En kyk, die Messias sal aankom op 'n donkie. Ek weet nie of julle dit ken nie. So Jesus, se eerste rede hoekom hy op die donkie ry, is om te kan wys dat God het dit beplan. God het 'n doel. Hy is nie radeloos of hy vind homself nie in 'n situasie en dat hy nie weet hoe om te hanteer nie. God het vooruit geweet dat hierdie is die pad wat hy gaan moet stap. Van Jesus se geboorte af het hy geweet hy gaan homself vind op die pad van Jerigo tot by Jerusalem, op pad na sy dood. Die tweede rede is in die ou dae was daar 'n gebruik gewees dat die konings, as dit 'n tyd van oorlog was, sou hulle gery het in die stad intussen hulle mense met, ek wil nou sê die woord koets, maar in Engels sal die woord 'n chariot wees, dis daai regte oorlogperdekarre, daai wat die konings opgestaan het met die perdekarre voor, en dat hulle al die wagte gehad het rondom. Dit was 'n teken vir die konings dat ons is in oorlog, ons is sleg gereed, as enigiets gebeur dan weet ons wat ons doen. Maar in die tye van vrede het die konings tussen die mense gery met 'n donkie of 'n eenvoudige perd, om te wys, ons streef na vrede. Dit gaan nou goed gaan. Ons gaan nie heeltyd soek vir al die foute en die moeilikheid nie. Ons gaan nie heeltyd soek vir gevaar nie. Ons gaan streef as 'n gemeenskap na vrede. So die koning sou dikwels gery het op 'n donkie tussen hulle mense. Dit was 'n simbool in die tyd van Israel. So ons vind nou dat hierdie hele gebeurtenis gebeur. Jesus is besig om op die donkie te klim en hier's 'n hele klomp skare wat saam met hom stap. Daar's 'n groot fees in Jerusalem, die Paasfees. En almal is opgewonde want hierdie, broers en susters, gaan een van die grootste Paasfeeste wees. Ek gaan nou voetjie vorentoe stap, skus. Dit gaan een van die grootste Paasfeeste wees van hulle tyd. Daar's nie net 'n ou wat almal dink miskien die Messias kan wees nie. Ek weet hy het kos vermeerder, hy het mense uit die dood uit opgewek. Hy het mense se oë laat sien wat blind was. So almal het gehoor van hierdie ding, almal was opgewonde want hierdie gaan miskien die grootste Paasfees wees van ons lewe. En die groot klomp volgelinge stap saam met Jesus en ek dink daar was verskillende opinies, verskillende mense wat gedink het oor wat gaan nou aan. Daar was natuurlik die paar wat gedink het Jesus is gek. Hoe kan 'n man wat se pa nou maar 'n normale timmerman was, op 'n donkie sit en maak of hy 'n koning is? Of selfs dink hy's 'n Messias. Daar was natuurlik die Fariseërs wat gedink het hy's God lasterlik, omdat hy meer dink van homself as wat hulle dink hy is. En dan was daar onder die skare hierdie klompie wat van die begin af saam met Jesus gestap het. Wat gevorm is deur die manier hoe hy leef, wat gedink het, nou is die tyd. Nou is die tyd tot ons koning gaan kom, wat hy ons almal gaan red. Jesus ry op die pad met hierdie donkie en is al die mense om hom. En soos hy ry, begin hulle gooi hierdie doeke of hulle klere en al die palmtakke gooi hulle voor hom as 'n teken van die koning het nou gekom. Hulle is opgewonde. Ja, daar kom vrede. Hosanna. Het hulle gesing. Hierdie groot gebeurtenis was waar Jesus ry en soos hy nader kom hy agter die opgewondenheid raak al hoe groter. Sommige mense het gehoor dat Lazarus uit die dood uit opgewek het. Julle het die storie gehoor so ruk terug van hierdie Maria en Martha se broer wat oorlede is. Jesus het hom op die dood uit opgewek, so almal is opgewonde. En almal begin vir Jesus aanbid oor hierdie ding. Hulle begin sê hy is die koning, hy is die Messias, hy is hierdie ding. Soos Jesus nader kom aan die stad. En ek wil hê julle moet dit saam met my insien. Begin hy rondom hom kyk en hy sien sekere gesigte raak. Hy sien sekere gesigte raak wat hom herinner aan die laaste 3 jaar wat hy gestap het op die aarde. Die laaste 3 jaar wat hy sy bediening gedoen het, waar hy mense gesond gemaak het en dat hy sy hele lewe gegee het. Soos hy stap, sien hy miskien mense soos die 10 melaatses, wat nou vir die eerste keer weer hulle Paasfees kan vier, want hulle is nie meer onrein nie. Hy sien miskien mense soos Saggeus, wat al sy besittings verkoop het, want hy wil die pad stap saam met God.
Soos jy sit, sien hy miskien die gesig van 'n paar blinde mense wat hy genees het. Of selfs die man wat met 'n bose gees was, wat by die grafte was. Soos Jesus stap, sien hy hierdie gesigte, en dit herinner hom aan die 3 jaar wat hy nou gestap het. Die 3 jaar wat hy God moes gewees het vir hierdie mense. Dat hy hulle gevorm het. Hy sien al die herinneringe, die wonderwerke wat hy gedoen het. Hy sien ook die fariseërs met hulle gesigte wat afgunstig is, in die feit. En dan sien hy langsom aan die ander kant sy disippels. Miskien Petrus daar met 'n groot baars opgewonde, dat hy uiteindelik het sy koning nou gekom. Miskien met sy hand op sy swaard, gereed vir as iets sou fout gaan. Timoteus staan ook by Jesus, bietjie twyfelagtig oor wat al die dinge miskien mag beteken. Dan kry ons vir die 2 seuns, vir Johannes en Jakobus, die seuns van Zebedeus, wat eintlik so bietjie voor op die wa was, so ons sou sê. Hulle het gedink as Jesus koning word, dan gaan hulle aan die linkerkant sit en aan die regterkant van Jesus, en dan gaan hulle ook vir 'n slag weer beroemd wees, bekend. Hulle gaan iets wees. Jesus stap deur die hele emosionele pad, waar hy nou alles sien wat in sy lewe gebeur het, en op 'n stadium kom hulle agter hierdie hele stroom mense staan stil, hy stop. En die mense agter roep later aan, hoor die hoek, wat gaan aan? Is dit nou 'n traffic jam, of soos ons in die verkeer, as 'n taxi voorstop, en hy is besig om mense af te laai, terwyl die lig groen is, en kan almal gil of toet maar van agteraf. En hulle kom agter is Jesus, die mense op bietjie nader is, kom agter is Jesus wat stil staan. Hy is naby Jerusalem, en hy staan op en hy kyk, met al die mense wat palmtakke voor hom gooi, en klere voor hom gooi, en dan sing hulle Jesus huil. Hy huil. Die mens wonder hoekom. Hy snik, hy is hartseer, hy is emosioneel, hy is ongelukkig. Iets wat ons nie, miskien in ons Bybel het nie, want dit is miskien die tyd, die geskiedenistyd net tussen die Ou Testament se einde en die Nuwe Testament se begin. Was daar 'n gebeurtenis gewees wat hulle noem die Makabeeroorlog. Jy kan dit kry in die apokriewe boeke of van die ander, dit is 'n geskiedenisboek wat jy kan gaan opsoek. Maar wat hulle gedoen het, is toe Israel die grootste vyande van hulle tyd uitgestoot het. Toe het hulle palmtakke en klere gegooi voor hulle konings. En Jesus staan daar voor al die mense. Hy word herinner aan al die wonderwerke wat hy gedoen het, en hy kom agter dat die mense om hom, sy lewens is nog steeds leeg. Ten spyte van elke oog wat hy gesond gemaak het, van elke broodjie wat hy vermeerder het, van elke mens wat hy gevorm het, verwag hulle nog steeds dat hy gaan 'n oorlogsgeneraal wees, wat met sy swaard gaan kom, en alles uitmekaar uit gaan slaan wat hulle nie van hou nie. Hulle verwag Jesus gaan kom soos 'n koning, en hy gaan die Romeine in die see injaag. En elke ding wat nie volgens die Israeliete se plan is nie, moet hy kom verwoes en weggooi, en stikkend maak. En dan dink Jesus by homself, dit is nie hoekom ek gekom het nie. Ten spyte van die feit dat julle almal so gelukkig is en opgewonde is dat ek hier is, weet julle nog steeds nie wie ek is nie. Julle weet nog steeds nie hoekom ek op die aarde is nie. Ek is nie die een wat die swaard gaan opneem en die wêreld en al sy korrupsie en al sy goed gaan stikkend breek nie. Die een wat ek is die koning wat vrede bring. Die een wat julle gaan verander, wat julle gaan red. Want weet julle wat, broers en susters, die wêreld gaan nie verander deur 'n swaard nie. Die wêreld gaan nie beter gemaak word deur 'n koning wat 'n oorlog maak deur alles nie. Die wêreld gaan verander deur een man wat wys hy kan sy wang draai. Die een man wat wys dat as iemand my dwing om 'n sak 1 kilometer te dra, sal ek hom af om 2 kilometer dra. Die Romeine en die chaos van daai tyd, hulle was bekend met swaarde. Hulle het geweet van gevegte. Hulle het geweet van stryery en harde woorde en slegte dinge. Wat die Romeine nie geken het nie, was liefde. Hulle het nie geweet van 'n nasie wat weet hoe om te gee en om vrede te bring en die regte dinge te doen nie. Jesus huil, want hy kyk na Jerusalem
En hy weet dat minder as 70 jaar daarna gaan hy hele stad gerompel wees tot in die grond. Die tempel gaan verwoes wees as gevolg van mense se harte wat so hard is, dat hulle wil net beklei, en veg, en stoei, en kwaai woorde praat. Ons verwag God moet die wêreld en ons planne met mag kom beheer. En dan vergeet ons baie keer hoekom hy hier is. Ons vergeet hoekom hy gekom het. Ons vergeet hy is eintlik die God van vrede, die God van liefde. En die manier hoe hy die wêreld verander het, is om af te buk en 'n blinde man se oë gesond te maak. Die manier hoe hy die wêreld verander het, was om 'n klein dogtertjie op te help, om kinders op sy skoot te sit. Om mense wat eintlik swak was, vissermanne, te wys hulle is beteken iets, hulle is waardevol. As ons sê ons vier hierdie Palm Sondag, hierdie dag waar Jesus gestap het Jerusalem toe, dan moet ons onsself dink, as Jesus hier stap, met sy donkie, wat vrede beteken, en hy kyk na ons, vandag in ons gesigte, weet ons regtig nog hoekom hy hier was? Weet ons regtig hoekom hy gekom het? Of verwag ons regtig net elke keer hy moet ons probleme uitsort, sodat my lewe net kan wees soos ek het beplan het? God is 'n God van vrede, 'n God van liefde. As ons hom nie as dit sien nie, gaan ons nooit besef hoekom hy hier was nie. Mag ons in die week wat voor lê, voor Paasfees nou kom en voor ons die kruisiging van Christus vier, mag ons regtig besef hoekom Jesus hier was. Nie vir my planne, sodat alles moet mooi uitwerk nie, maar sodat God gesien kan word, sodat die wêreld liefde kan beleef en ervaar en verander hier binne. Mag ons in hierdie week regtig God sien. Kom ons sluit die oë. Here Vader, ons as kinders vind onsself gereeld, Here, in die plek waar ons miskien God 'n dienaar probeer maak, Here. Ons prys U en ons vier U naam, Here, maar ook net wanneer dit ons pas en wanneer dit deel vorm van wat ons beplan vir U. Mag deel van die lydingstyd wees, Here, dat ons besef dat God is baie meer en groter as wat ons dink of droom. En as ons nie vir God as 'n liefdevolle God, as 'n vredevolle God en een vol vergifnis kan sien nie, dan verstaan ons nie hoekom hy is nie. Mag U ons mense se harte verander en mag ons besef dat ons doen nie eintlik altyd wat reg is nie. Ons het so groot deel in dit. Leer ons, Here, vorm ons, verander ons, lei ons. Mag ons regtig in die week en in die Paasfees wat voor lê, elkeen wat hierso is, God beleef in sy volheid, met sy liefdevolle hart en vrede, wat 'n verstand te bowe gaan. In die wonderlike naam bid ons dit. Amen. Broers en susters, ek gaan vra dat ons saam staan.